om te ontvang uit die hand van die Here. En ons dankie vanmôre dat die kosbare woord vir ons breek, soos Heilige Gees en dit lewend maak in ons hart. Dat dit kan vrug voortbring tot eer en verheerliking van die naam. Ons dankie daarvoor, ons prys U daarvoor, ons loof U daarvoor in Jesus naam. Dankie vir die geleentheid en dankie dat ons hier kan wees, dat ons kan uitgaan na die diens en ander kan vertel daar buite. En dit wat Jesus vir my gedoen het, kan met Jesus ook vir jou doen. Ons prys U daarvoor in Jesus naam, en al die kinders van julle sê, Amen en Amen. Jy mag maar sit, dankie baie. En ons gaan saam lees 2 Kronieke 33, die eerste 2 verse, en dan ook van verse 11 tot 13. Ek hou van die Ou Testament, ek weet nie julle nie, maar ek hou van dit. Daar's soveel dinge wat ou leer uit dit uit, net. En wat ons kan toepas in ons eie daaglikse wandel met die Here. Die sal vanmôre sê wat pastoor bedoel. 33:1 tot 2, en dan gaan ons dan verse 11 tot 13 lees. 1 tot 2 sê Manasse, luister wat die Bybel sê, was 12 jaar oud, dit het my bietjie laat dink, toe hy koning geword het, en hy het vir 55 jaar in Jerusalem geregeer, wanneer in Juda, né? En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, volgens die gruwels van die nasies van wat die Here voor die kinders van Israel uitverdryf het. Dan 11 tot 13. Daarom het die Here die leerowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, dis oor Israel of Juda, en die het Manasse met hakke gevang, en hom met koperkettinge geboei, en hom na Babel vervoer. Maar dat sy benoudheid, die aangesig van die Here, sy gods, om genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van God die Vaders, of van sy vaders. En tot hom gebid, en hy het hom verhoor, en na sy smeeking geluister, en hom na Jerusalem, na sy koningskap teruggebring. Toe het Manasse erken dat die Here God is. Toe het Manasse erken dat die Here God is. Kan jy sê allemaal die woord vanmorgen? De wat my altyd dwars in die krop steek, en ek verstaan dit nie, maar aan die een kant verstaan ek het, en aan die ander kant verstaan ek het toch nie. As jy nou een diep studie gemaak van, ek praat spesifiek van die konings wat geregeer het in die Ou Testament, sal jy agterkom, dat die meerderheid wat die troon bestyg het, goddeloos was. Goddelose mense. En verskriklike gruwels gedoen het voor die aangesig van die Here. En dan gaan jy 'n paar blaaie terug, en jy kyk na sy pa, wat godvreesend was. Ek verstaan dit nie. Ek verstaan dit nie. So Manasse het eintlik groot geword in 'n godvreesende huis in die laaste paar jaar saam met sy pa sal bykom. Na die 20 konings wat oor Juda geregeer het in 'n tydperk van onderwys 354 jaar, was daar 12 bose, goddelose heersers. En net 8 van die 20 was godvreesend en regverdig, en het God gevrees om gedien met hulle hele wese. So 60% was boos, en 40% was regverdig. 60% was boos en 40% regverdig. Nou die vraag is dit. Hoekom het die God van Israel dit toegelaat? Want vra baie vrae.
En ons het baie onbeantwoorde vrae, en ons kom by dit. Hoe kom die Here sekere dinge in my lewe toegelaat? Wat ons vandag nog nie die antwoord het nie. Kom nou mense. Hoe kom die Here sulke dinge toegelaat in my kinders se lewe, toegelaat in ons familie? Waarvoor ons bid, ek doen dit, en ek die aangesig van God soek, ek doen dit. Maar daar is onbeantwoorde vrae wat God nog nie beantwoord het. Hoekom het hy dit toegelaat? In die tweede boek van Samuel 7 vers 12 van ons skrif, waar die God van Israel 'n verbond met Dawid sluit, en hy sê die volgende: as jou dae vol is, of as jy by die einde van jou dae kom, en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge, wat uit jou liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. En omdat hierdie verbond onvoorwaardelik was, ten opsigte van die voortbestaan van die koningshuis, moes die volgende wettige erfgenaam die troon bestyg, ongeag sy morele lewenspad. Of hy goddeloos was, wat God geweet het, die God van Israel, of hy godvreesend was, wat die God van Israel ook geweet het, terwille van die bloedlyn van Christus, moes daardie kind die troon bestyg en die plek van sy pa oorvat. Maak sin. In Daniël 2 vers 21 lees ons, hy sit die konings af, hy stel konings aan. Engels sê, he removes kings and promotes kings. So die God van Israel het vooraf geweet wie die troon sou bestyg het, omdat elke koning wat 'n bewind gekom het, was eintlik 'n rigtingaanwyser na Jesus. Want daar was 'n Messias op pad, en niks kon die planne van God keer nie eens 'n goddelose koning nie. Hallo. Kom ek sê dit vanmôre, dat die duiwel sal enigiets in jou en my lewe probeer om ons van koers af te kry. Want hy weet wat die Here in stoor het vir jou en vir my. En omdat hy weet wat God in stoor het vir jou en vir my, sal hy eers kom met leuns. En hy vang so baie met leuns, mense met leuns, en hulle glo sy leuns. En ons verstaan nie, as ons kinders, een van die kind in ons familie of ons gesin rebels, verstaan ons nie hoekom die Here dit toegelaat het in so 'n familie. Dus wat die duiwel wil beweer, en mense, jy kan maar gaan studie maak, ergens in 'n familie is daar een kind wat 'n seerduim is. 'n seerduim. En die duiwel sal hy seerduim gebruik in jou huis, teen jou familie, om jou probeer omver te gooi. Hy sal dit altyd deur probeer, want hy weet wat God instoor het vir die familie, en hy weet wat God instoor het vir jou. Luister, maar ek het nie smôre vir daardie slowfoot. Hy sal nie reg kry, sy planne sal nie slaag nie, want Jesus Christus, ek het reeds vir jou en vir my 'n pad gebaan, uitgelei nog voor ons geboorte, wat hy met ons moet loop en wandel, en solank ek en jy aan hom gehoorsaam is,
en ontdien met ons hele wese sal ons uitkom by die wenpaal. Kan jy amen sê vanmôre? Niks sal ek keer nie. Die eerste punt vanmôre na my inleiding is dit, en die Bybel sê dit, Manasse word koning. Nou, hy was die 14de koning van Juda, op die ouderdom van 12 jaar. Wat kan 'n kind van 12 jaar, hoe kan hy 'n nasie op die pad van die God van Israel hou? God se getrouheid aan sy eie woord het vereis dat Manasse toegelaat word om te regeer, sodat die messiaanse geslagslys of 'n register bewaar kon bly, wat eintlik in Jesus vervul is agterna. Op die ouderdom van 12 jaar, as 'n bietjie studie gemaak van die Jode, sê hulle dat ek wanneer 'n kind, vernaamlik 'n seun 12 jaar ouder bereik, is eintlik nou 'n man. Dan kan hy trou. Volgens hulle kan hy dan 'n vrou vat. Ja. Op die ouderdom van 12 jaar. En gewoonlik in so 'n geval sou die hoofpriester en die oudstes van Juda die leiersels oorneem en die jongman leer wat om te doen wat sy pa al die jare gedoen het. Alhoewel hy koning is, kom help hom net. Maar die gevaar is dit, dat hulle hom kon beïnvloed om verkeerde dinge te doen, en dit kon groot probleme op die einde van die dag veroorsaak, wat hulle wel hier gedoen het. Want ek verstaan nie hoe 'n jong seun van die ouderdom van 12 jaar nooit gehoor het wat God vir Hizkia gedoen het nie. Nooit gehoor het dat die God van Israel sy pa genees het nie. Dat hy nooit gehoor het hoe die God van Israel sy pa gehelp het, want sy pa was 'n bidder, sy pa was 'n godvreesende man. Ek glo nie dat sy pa hom vertel nie, want volgens tradisies was dit die plig van die pa, die priester van die huis, om dit oor te vertel aan sy seuns. So hy het gehoor, hy het geweet dat die God van Israel bestaan. Ekskuus tog. En dat die God van Israel beheer was van sy pa se koninkryk. En dat die God van Israel sy pa se voetstappe gerig het. Hy het al die dinge gehoor, en ek verstaan nie, hoe kan 'n kind wat uit so huis uitkom, en dadelik 'n koning word, onmiddellik bose dinge doen nie. Tensy die oudstes van haar tyd, sommiges, en die priester kon hom op 'n ander pad geplaas het. Miskien is ons nou moeg vir hierdie offers wat ons bring aan Jehovah, ons hoor nooit van hom nie. Ons nou moeg en dan te doen, kom ons doen die volgende. En omdat hy by jong ouderdom was, en hy juist baie geweet het, hy gehoorsaam, want ons oudstes wat daar is, mense wat 'n pad saam sy pa gestap het, die priester wat 'n pad saam sy pa gestap het, hy het na hulle geluister, en ek glo dis waar die ding gekom het. En die God van Israel was nie onbekend met dit wat sou gebeur nie, want hy werk selfs mense se vrye keuse in sy groot verlossingsplan in. Die duiwel kan probeer wat hy wil probeer. Jy kan al jare vir jou man bid, al jare vir jou kinders bid, al jare vir jou kleinkinders bid, en niks het gebeur nie. Hoor wat pastoor vanmôre sê, moet jy stop om te bid nie. Moet nie stop om te bid nie, want ons God het nog nooit verander nie. In daardie beplanning het dit ingewerk, 'n verlossingsplan.
verlossingsplan vir jou kleinkind, 'n verlossingsplan vir jou ma of pa, 'n verlossingsplan vir jou man of vrou, 'n verlossingsplan het hy ingewerk in sy beplanning in, en daar's niks wat die beplanning van God kan keer nie. Ek sê dit weer, al moet daar 'n goddelose koning opstaan, hy sal niks uitgerig kry teen die beplanning van God die Almagtige nie. Glo nie. Yes. Genesis 50 vers 20 sê, want julle het wel kwaad in my bedink, maar God het ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hy kyk agter sy volk, hy kyk agter jou as familie, hy kyk agter jou kleinkinders, hy kyk agter jou man en vrou, hy kyk agter elkeen, hy kyk agter jou as jy hom vertrou met jou hele wese en jy hou vas aan dit wat hy jou gee elke dag en jy is gehoorsaam aan sy woord. Wees daar wat jy kan ruk in die hande van God die Almagtige. Niks en niemand kan dit doen nie, want hy is aan jou kant. Come on people! Yes. Wat my getref het. Ek het nooit daaraan gedink, ek het baie in die boodskap en die gedeelte al gepreek, maar luister wat my tref toe ek het lees. Dat Manasseh se pa het op die ouderdom van 39 jaar ernstig siek geword, soos 'n bietjie kalkulasies doen en sommetjies uitwerk. Onbeby. En ons weet wat die Bybel sê, hy het in die aangesig van God gaan soek, wat toe die profeet Jesaja om te kom en profeteer, maak klaar kan jou testament reg, haal hy gekies, jy wil sterf. Hy het dit nie aanvaar nie. Hy sy aangesig na die muur toe gedraai, en die Bybel sê, hy begin bid en ween en geweeklaag vir die aangesig van Here. En nou Jesaja is op pad, hy heeft nog eens half wat by die deur uit die serie draai om gesê vir hom, ek sal by jou daar 15 jaar by jou daar byvoeg. God verleng sy jare met 15 jaar. Dan luister nou hier. Nou in hierdie geleende tyd van die 15 jaar, word Manasseh gebore. In die tyd van die 15 jaar. Nou vra ek die vraag. As Hizkia net kon weet, wat sou plaasvind, wanneer hierdie kind van hom koning word, wonder ek of hy wel sou pleit, of sou gepleit het vir sy lewe. Weet, baie keer bid ons oor iets. Ons vra Here dat daai persoon spaar sy lewe, spaar my kind, spaar my broer, spaar my vriend se lewe. Hy is nog jonk. Maar dan sterf hulle. Ons verstaan nie, ons sterf hulle, ons wil gebid volgens die boek en volgens die woord, volgens die resep van God dat ons doen wat ons moet doen. Ons verstaan dit nie. Maar nie ek of jy die toekoms geken van die persoon. Niemand ken die toekoms van die volgende persoon vir jouself wat vir jou wag vorentoe. So moet so versigtig wees wanneer ons bid vir 'n persoon. Weet jy, ons sê baie keer die wil van die Here, maar die wil van die Here is tog dat die persoon genesing moet ontvang. Maar as die Here voel dat hy persoon se tyd is verby, los dit so. Want enigiets kan daarna gebeur, daai persoon kan omdraai, hy kan 'n boemelaar word. Die vrou kan miskien 'n sondares word, 'n prostituut word, ek noem dit voorbeelde. Daai mense kan heeltemal afdwaal. Enige tyd kon hulle afgedwaal het en die Here het geweet wat gaan gebeur op die einde van die dag met daai mense. Maar terwille van daai mense se siele, die Here gesê tot hier nie meer verder nie.
Hulle gaan liewer huis toe, want dit is wat gaan gebeur aan die einde van die dag. Einde van die tyd. Maar Manasse word gebore in die tydperk van die geleende jare van Hizkia. En ek dink as hy nou geleef het, sou sy haar uit sy kop uitgetrek het. Hy sou sy haar uit sy kop uitgetrek het, maar luister wat die Bybel sê, wat Manasse gedoen het. Ek wil jy moet mooi luister vanmôre. Die Bybel sê duidelik, hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Volgens die gruwels van die nasies wat die Here vir die kinders van Israel uitgedryf het. Met ander woorde, die Here het vir hulle gesê in die begin, julle ben nie met die heidense nasie nie. Julle kyk nie na hulle afgode nie. Julle niks te doen met daai mense nie, want die Here het geweet as hulle lang tyd spandeer met daai nasies en daai vyande, kan hulle later van tyd afgodsaanbidders word. 'n Mens verstaan nie die krag van sonde nie. Mens verstaan nie die aantrekkingskrag van sonde, en ek sê dit weer, dat die duiwel kleer die dinge en hy maak sonde aantreklik, en jy kyk daarna en sê, wonder hoekom ek het gelos, dit lyk dan so mooi, hoekom doen ek dit nie meer, dit lyk so mooi, maar ek kan vir jou een ding sê, as die Here jou vrygemaak het van 'n sekere ding, hoekom moet jy terugdra na jou eie draaksels toe agterna? Hoekom moet jy dit aanvaar as dit verkeerd was in die begin en God het jou losgemaak daarvan? Hoekom moet jy dit terugkeer soontoe? Hoekom moet jy weer begin swets? Hoekom moet jy weer ander dinge doen? Hoekom moet jy dit doen as jy jou vrygemaak het? En die aantrekkingskrag van sonde is so sterk. Dis hoekom die Here vir hulle sê, julle bly weg by daai mense. Julle gaan nie met hulle meng nie. Julle gaan nie kyk na hulle afgode nie, want hy het geweet wat so sterk aantrekkingskrag sonde is, om sy mense in te trek aan hy kolk in. En hy het hulle vooruit verdryf en sê, julle meng met hulle nie. So hy het gedoen wat die God van Israel in die begin afgekeer het en verwerp het en sy volk oor gewaarsku het hy wel gedoen. Tweedens, in die altare, afgodsaltare, op die hoogtes herbou, en die altare van God afgebreek, wat sy vader Hizkia afgebreek het en vernietig, die afgodsaltare. Hoor wat pastoor vanmôre vir u sê, as by jou kind, of jou seun, of jou dinge, jou dogter dinge, doen en dit steek kop uit, dinge wat jy gedoen het toe jy sondaar was, ek het dit hoeveel keer gesê, moet jy dit prys, en sê, kyk hoe mooi en cute is hulle net nie. Ek het al gehoor, waar hulle sulke dinge prys, want jy kan dieselfde dinge doen as wat die ma en die pa gedoen het. Luister, dit wat God afgekeer het in die begin het hy afgekeer. En die oomblik wat hy dinge kop uitsteek in jou familie, by jou kinders is dit jou plig om hulle te gaan waarsku, jou plig om hy dinge te bind en te breek in hulle lewe. Moet dit nie roep gee as jy die woord mag gebruik, moet dit nie toelaat nie, want die duiwel gaan dit later van tyd teen jou gebruik. Breek die gemors oor hulle lewe voor dit te laat is. Breek dit. Derdens het hy heilige boomstamme gemaak. Nou hy woordjie, dat heilige boomstamme beteken wooden symbols of a female deity. Wooden symbols of a female deity het hy gemaak, en die Bybel sê het voor hulle neergebuig, het die volk geleer, Israel het hulle geleer, Israel wat vir 'n tydperk God gedien het in vrees en bewing, het geluister wat hy sê, en hulle het voor daai afgod wat nie kan praat en nie kan hoor nie, niks het hulle gaan neerbuig. Nou luister mooi, wat op die bokant is van daardie, kom ek sê daai koningskap wat hy is, vloei af na die volk toe. Dit raak die volk aan, wat die koning is, word die volk. Wat die koning doen, gaan die volk later doen. Wat die pa doen, gaan die kinders later doen.
Wat die ma doen, gaan die kinders later doen. Hulle glo dat ma en pa wat hulle doen is reg. Daarom volg hulle jou voetstappe. Hulle glo nie dat wat die koning doen is reg. Daarom volg hulle die voetstappe van die koning. In plaas van om te luister na die stem van die Here. Vierdens, he worshipped all the hosts of heaven, the sun, the moon, the stars, and the planets, and served them. Hy het net dooie boomstomme aanbid, en klippe aanbid, en offers gebring vir 'n dooie God nie. Hy het die hele aanbid, die son, die maan, die sterre, en die planete het hy aanbid. He built pagan altars in the house of the Lord, on which the Lord had said, my name shall be in Jerusalem forever. Kan ons ook so sê, 'n Dagon langs die altaar van God, die God van heelal, in sy tempel. Niks gedink is verkeerd nie. Vat daai onreine, bose, duisterisse goed en bring dit in die heilige tempel van God in, en verontreinig daai hele tempel, en hy dink hy doen goed. Sestens, wat doen hy nog? Hy het sy seuns geoffer deur die vuur in die dal van Hinnom. Geoffer aan hulle gode, en sy God het hy sy seuns geoffer. Hulle het deur die vuur heen gegaan. Sy eie seuns het hy geoffer. Sewende plek, he practiced witchcraft, used divination, and practiced sorcery, and dealt with mediums and spiritists. Waar hy nog dieper daal. Hy was in die onder op die boot, of verder as die boot waar hy gedaal het. Agste plek, hy het baie dinge gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En die Bybel sê, hy het God geterg deur die dinge wat hy gedoen het. Hy het God geterg deur die dinge wat hy, manouwe, wat kan jy nou doen? Kom nou. Wat kan, hy sê nie, wat kan jy nou doen? Ek doen het, en hy doen niks nie. Wie kry dit vandag? Reg oor die media van vrouens en mans wat God geterg met doodgeslaan het net daar. Jy kan nie met God speel nie. Jy kan nie vermaak deur jou sonde en die dinge wat jy deelneem en dink die Here gaan niks doen nie. Sy tyd staan nie stil, sy tyd beweeg aan. En wat jy in die begin gesaai het, so op jy nie vandag maai. Dit gaan jou pad langs kom. Hy was die mees goddelose koning van daardie tyd, sê hulle, die mees goddelose koning, en vir 55 jaar het hierdie man geregeer oor Juda. Nou dink dit by jouself, mense, hoe daai plek gelyk. Hoe daai plek gelyk. Daar was nie 'n tempel waar God kon aanbid nie. Geen hoogte waar hulle kon opgaan om altare te bou en offers vir God te bring nie. Hulle kon niks doen nie, hulle moes neerval voor dooie goede. Verstaan, en baie van hulle het nie gedoen nie. Waar kon hulle God aanbid? En ons is op pad nou soontoe, as ek hoor wat gebeur met hulle, maar hulle wil kerke stil maak, hulle wil die kerk onder die regering plaas, en jy moet preek wat hulle vir jou sê om te preek, is op pad, ons het daai briewe gekry. Dis op pad. En daarom sê ek, elke tydjie wat jy kry om die Here te aanbid in 'n kerk nog vandag, gryp dit aan, want dit gaan nie vir lank wees nie. Dis wat hulle gaan stop. Hulle gaan dit stop. As jy by hulle registreer nie, kan jy nie 'n pastoor wees nie. Hallo, as ek nie by hulle registreer nie, mag ek nie mense trou nie. As ek nie registreer nie, mag ek geen diens hou in 'n gebou of buite gebou nie, dan word ek toegesluit. Dit kom. Dis al klaar op skrif, ons veg daarteen nou al. Dis klaar op skrif, dit kom, mense. Dis tekens vir die uittye, en presies dieselfde wat daar gebeur het daar in daardie tyd. Hy het niks van homself gedink om daai bose goed in die tempel van God in te bring en dit af te breek en die mense te verlei, hulle te plaas in die kan ek sê, die tronke van die duisternis. Hy het lekker gekry om te doen. Luister.
Bybel sê in die tweede plek, maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Here vir die kinders van Israel uitverdelg het. In kort, my taal, hulle sonde was erger as die sonde van die sondaars. Dis rof, hè? Ek dink die sondaars hulle kop en skaamte laat sak en sien wat hulle gedoen het. Dis rof. En die Here het met Manasse en met sy volk gespreek, maar hulle het nie wat geluister nie. Sonde maak jou hart hard. Sonde maak jou hart hard. Sonde maak jou doof vir die stem van die Here. Jy gaan aan met jou dinge doen wat jy wil doen en jy Here praat met jou en jy moenie vir my sê Here praat. Hy waarsku jou, telke maal as hy jou waarsku in 'n diens soos vanmôre, as jy jou waarsku deur die media, as jy jou waarsku aan 'n persoon vir iets sê, as jy jou waarsku deur 'n boodskap, as jy jou waarsku maar mense luister nie en die Here kan tot op 'n sekere punt gaan, dan maak hy die ark deur toe. Luister vir my, dan maak hy die ark deur toe en net God het die sleutel van die ark se deur. En maak het toe. En maak het toe. In vers 11 sê die volgende. Hy sê die Here laat toe dat die koning van Assirië Manasse met hakke vang en met koperkettinge boei. Hakke was in sy vlees ingeslag. Hulle sit gewoonlik 'n neusring deur hy koning se neus. Dan trek hulle hom aan sy neus, trek hom rond met kettinge. En as gevangene was hulle na Babel geneem. Ons kry die woordjie daarom in die volgende vers. Daarom, aan die begin van vers 11 kry jy die woordjie daarom. En die woordjie daarom daar beteken net een ding. Omdat dit waar is, moet dit gebeur en dit wys terug na die vorige verse. So die vorige verse sê dit is waar wat God in sy woord laat opskryf het. Dis waar. En daarom gaan die volgende dinge gebeur omdat hulle nie geluister het na die waarheid van die Here nie. Ek wil nie baie punt wees nie. Ek wil nie baie punt wees nie. Luister wat ek vind. Let Manasse, omdat hy die hoof was, die koning was, waarskynlik met dorings getugtig. Hulle sê dat die Assiriërs was wreed wanneer dit kom by sulke dinge. Want die konings van Babel, en Babel is deel van Babel, was baie wreed. En dit mag wees dat toe sy rug deur dorige geestery oopgeskeur was, hy in die gevangenis gewerp is met swaar boeie aan hom. As jy nergens anders wil leer, dis wat pastoor sê, as jy nergens anders wil leer nie, sal jy tussen die dorings en kettinge en in ballingskap moet leer. Nie sê amen, sê aks pastoor. Met baie keer weet ons, hier kom ons opland in 'n siekbed en dit gebeur werklik waar. By jy hospitaal opland, jy weet hoekom nie in jou hospitaal lê nie. Maar baie keer wanneer jy stot waar jy hospitaal lê en hy pyn wat aan jou naag, dan praat die Here met jou en hy sê, ek het soveel keer met jou gepraat en jy wil nie luister nie. Dan is jou ore oop om te hoor wat die Here sê. Kom ek gaan so 'n bietjie verder. As jy nergens anders wil leer nie, sal jy tussen die dorings en kettinge en in ballingskap moet leer. Daar is mense wat nooit die hemel sal bereik nie, behalwe deur 'n see van verdrukking en beproewings. So kosbaar is jou siel vir Jesus.
dat hy lewens 'n martelaar jou pad sal langs die om jy te martel. En dat jy deur daai marteling waar jy deur gaan, jy die hemelse baan op die einde van die dag. Hy sal baie keer jou nie genees nie. Baie keer die doring in die vlees, soos Paulus nie weggeneem nie, want die doring in Paulus se vlees het hom nie teruggehou. En hy krankheid en siekte wat jou pad langs kom, wat die Here toegelaat het, is dit wat jy nie gaan hou, want hy weet is dit, as jy jou genees, gaan jy terugkeer na jou ou weer toe. Hy los dit, en deur daai marteling en siekte en pyn wat jy deurgaan, weet hy, van jou asem uitblaas, dan gaan jy hierdie poorte van die hemel stap. Yes, Lord. Kom ek sê het vanmorgen, ek kan verstaan wat pastoor sê. No sinner is beyond the reach of grace. No sinner is beyond the reach of grace. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou, laat ons sake uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit wees soos sneeu. Al was dit rooi soos purpereks, dit sal word soos wit soos wol. Hy gee elkeen 'n geleentheid. En in elke verlossingsplan het hy dit ingewerk. In elke persoon se lewe, die dag as jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker, werk dit vir jou. En dwaal jy af, werk dit nog steeds vir jou. Jy kry 'n geleentheid nog om terug te draai. Jy kry 'n geleentheid om te bely en te laat staan. Jy kry 'n geleentheid om jou lewe by die Here te skik. Hy wil hê jy moet regmaak. Hy wil hê jy moet die hemel maak. Hy wil hê jy moet verlore gaan nie. Hy's daar om jou deur te dra. En dis hoekom ek sê, Manasse het die geleentheid gehad om te erken en te bely en sy sondes te laat staan. Ek weet nie met wat kan ek vergelyk vandag wat hy man gedoen het. Ek glo ons kan vergelyk met enigiets nie. Dit is so verskriklik die dinge wat hy gedoen het. Ek glo nie in ons land sal so iets plaasvind nie. Moord wat hy gepleeg het, soms hy 2 seuns dat doodmaak, die vuur laat deurgaan. En plus die ander dinge wat plaasgevind het, mense kan dit nie eens alles noem vanmôre nie. En terwyl daai man daar sit in die boeie, en hy deur hy gepynig word, en hy vonde van hom begin bloei, en hy dink terug aan sy kinderjare, hy dink terug aan die dae toe saam sy pa nog was, hy dink terug aan die dae waar hy saam sy pa in die tempel gestap het, en die God van Israel aanbid het, hy dink terug aan die dae waar hy saam sy pa, Jehovah Jireh aanbid het, Jehovah Nissi aanbid het, hy dink terug aan daai dae, aan daai pragtige tyd wat hy saam sy pa was, hy kan het onthou, en hy wonder by homself, hoe kom het hy dit gedoen? Pyn dat jy praat. Luister. En hy dink terug aan sy sonde, hy dink terug aan die dinge wat hy gedoen het in Israel, God se volk, en hy wonder of daar ooit vir hom vergifnis sal wees. Sal die God van Israel hom vergewe vir wat hy gedoen het aan die volk? En toe die skare wat daar gedoen is, was skare vir 55 jaar, miskien bietjie minder nadat bekering kom. Maar die skade, hoe herstel die skade ons land dieselfde? Hoe herstel jy ons land na hoeveel jaar, 32, 35 jaar? Hoe herstel jy die skade van so 'n land wat godvreesend was? Nie in my tyd of jou tyd sal dit regkom nie. Al bid ons elke dag van ons lewe en soek die aangesig van die Here en bely die sondes van die volk sal dit nooit verander nie. Suid-Afrika se ballingskap en alvorens sy aan homself bekeer en herken dat sy gefouteer het en breek met die sonde, gaan die Here niks doen nie. Hulle sal in ballingskap bly. Sê nie ons moet ophou bid nie. Wat is wat er gebeur? En nadat hy oor alles gedink het, en alles vir hom afgespeel het, kom hy heel eerstens en hy bekeer hom.
en erken dat hy gefouteer het. Dis jou grootste wapen wanneer jy opstaan as 'n man of vrou, maak nie saak nie, en die ruggraat wat jy het en sê, Here, ek het verkeerd gedoen. Ek is een wat verkeerd gedoen het. Nie my man nie, nie my vrou nie, nie my kinders nie. Ek is die een wat gefouteer het. Ek het misgevat, want die woord daar's sonde. As die sonde beteken jou missing the mark. Ons het die merk heeltemal gemis, Here. Ek kom na U toe ek vra om vergifnis vir alles wat ek gedoen het. Hy erken dat hy gefouteer het voor die aangesig van die Here. En weet jy, in so 'n tronk waar jy vasgevang is, met kettinge wat jy vashou, en die pyn wat jy die grond van indryf, hoor jy bid op jou hartste, en jy roep uit na God, en is juist dan van die Here hoor en antwoord. Dis wat hy gesoek het van die begin af. Maar sy ore was toe. Sy ore was toe. In die tweede plek, gaan hy die gebrek af na die Here om vergewe. Die Here sê, Here het hom weer aangestel, lees hy gedeelte. Gaan hy die gebrek, alles wat hy opgebou het, al die afgodsaltare, die boomstompe en al die goed gebrek af, en wat my pragtig is, hy herstel die altare van die Here. Jy kan nie begin. Jy kan op 'n ou altaar bou nie. Jy kan op die altare van sonde bou nie. Jy kan op jou verlede bou nie. Jy kan nie op jou verlede bou nie. Raak ontslaaf van die dinge, breek dit af en kry uit jou lewe uit. Begin 'n vars altaar vir die Here. Jou gebedsaltaar, jou heiligingsmaak altaar, of wat ook die geval mag wees, waar jy kan offer vir die Here. Breek alle gemors af wat in jou pad staan. En raak ontslaaf van dit en bou 'n nuwe altaar vir die Here. Dis wat hy gedoen het. Hy het alles herstel. Alles herstel. Raak ontslaaf van die verkeerde dinge. Het berou oor dit wat jy gedoen het. Herstel die Here se altaar in jou lewe en jou huis. Doen dit. Die priester se werk om dit te doen. In die Bybel is die volk geleer en toegelaat om aan God, die God van Israel, weer op die hoogtes te gaan offer. Hy het al die altare van die afgode afgebede gesê, nou kan jy weer teruggaan. Gaan offer julle al daarbo God se offers op die hoogtes van die berg of koppies. Gaan doen dit weer. Gaan hom bid hom. Gaan prys hom. Wat dink jy van daai mense? Ek dink hulle het uitgebars in trane, want hulle was so lank vasgehou in bondage, so lank vasgehou in kettinge van sonde, vasgehou in gevangenskap. Hulle was te bang geweest om hulle mond oop te maak om die God van Israel se naam te noem, anders was hulle doodgemaak. En hier kry hulle die vryheid weer 'n keer om God te aanbid op 'n berg, om uit te roep hemelwaarts of vir hom dankie te sê dat hy hulle vrygemaak het, weer 'n keer 'n geleentheid gegee. Mense, jy verstaan nie wat dit is om terug te val nie. Jy verstaan nie wat dit is om sonder God te leef nie. Jy verstaan dit nie. Daar is niks so erg as om 'n dag te begin sonder hom en 'n dag klaar te maak sonder hom nie. Jy kan nie sonder hom lewe nie. Jy kan nie aangaan sonder die Heilige Gees nie. En dis so wat vanmôre vir hierdie gemeente sê. Dien die Here met jou hele hart, jou hele gedagtes, met jou hele wese, want daar's niemand vir hom nie. Kom daai tyd wanneer hulle kerke gaan toemaak, wat gaan jy maak? Wie gaan jou leer? Wie gaan vir jou opstaan en wie gaan vir jou bid? Hier word dit gedoen. Raak ontslaaf van alles. Raak ontslaaf van alles. Onbeantwoorde vrae. Wanneer ek in die Here gevra waarvoor jy nog steeds wag vir 'n antwoord, is dit miskien die redding van 'n siel van 'n geliefde of 'n wonderwerk in jou eie lewe. Wat ek leer uit die gedeelte is dat die Here weet wat hy doen. Die Bybel sê hy sluimer of hy slaap nooit. Wat hy van ons verwag, al wat die Here van ons verwag, is om te dien, om te aanbid, om te vertrou. Wat is meer? Wat is dit om dit te doen? Mense, is al wat hy van jou vra.
Aanbid my. Vertrou my. Volg my. Wees gehoorsaam aan my stem. Wat is dit? Kan ek dit nie eens doen vir hom nie? Is die aantrekkingskrag van sonde dan so groot, dat jy glad nie die stem van die Here hoor nie? Kom nou mense, praat. Dis al wat hy soek. Dis al wat hy soek. Hy soek nie jou geld nie. Hy soek nie daai dinge nie. Hy soek net jou liefde. Hy soek net jou by hom. Hy wil jou omarm, hy wil met jou gesels, hy wil met jou gemeenskap, hy wil daar saam met jou wees, inmengel, hy wil saam met jou wees, is al wat hy soek. Jou teenwoordigheid, sy teenwoordigheid, is al wat hy soek. En Manasse het agtergekom, dat hy al daai jare, wat hy vir die Here kon werk, het hy gemors, deur te luister na leuns en toe te gee aan die dinge van die duiwel. Hoeveel jaar het jy gemors in die lewe? Ek sluit vir my. Hebreërs die 11de vers, 11de hoofstuk, skies tot die 6de vers sê, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want diegene wat na hom gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van diegene wat hom soek. Vers 6, 11, lees 11 vers 6. Engels miskien anders, miskien die vorige woord, vers in Engels moes nou. Soos hy soek, deur die geloof, dien ons, deur die geloof behaag ons, en maak ons om gelukkig. En ons glo wat sy woord sê, ons glo dat hy bestaan, en hy is 'n beloner vir diegene wat ons soek. Hy sal nie nooit wegstop nie. Hy sal nooit vir jou sê, op 'n verkeerde tyd hier nie. Hy sal nooit sê, jy pla my nie. Hy sal nooit sê nie. Nee. Die waarheid is, hy wag eintlik vir jou, om in te klop by hom. Jou tydjie wat jy saam met ons spandeer, maak jy saak hoe lang jy dat bid, jou tydjie wat jy saam met ons spandeer is kosbaar in sy naam. Wat hy net jou stem hoor. Dis al. En die stem van my dogter, en die stem van my seun. Daai woorde oor, ek het u lief. Daai woorde oor, ek waardeer u. U is my alles, is al wat hy soek van jou en my. En mense moet die fout maak om toe te gee aan die leuns van die vyand nie. Al ons onbeantwoorde vrae wat ons vandag nog steeds aan ons ronddra, sal een of ander tyd beantwoord word, al is dit wanneer ons by die huis is. Sal die Here vir ons sê, hoekom en waarom hy dit toegelaat het in jou en my lewe. Mag die Here vanmôre hierdie kort boodskap aan jou sê. Kom ons staan. Sy hart agter die hand, Jesus, my eerste liefde. Jesus, my verlosser. Jesus, my groot geneesheer. Jesus, my voorsiener. Jesus, my beskermer. Jesus, die redder van my siel. En die besetter van my hart. Jesus, die seun van God. Jesus, die gesalfde van God. Jesus, die Nasareëner. Jesus, die geslagte lam. Jesus, die leeu die stam van Juda. Jesus, my begin en my einde. My begin, my einde, my alfa en omega. Hy is my alles. Ek kan bid hom. Hy is my Heer. Hy is my meester.
En ek dank hom daarvoor. Noem jy naam, sê ek Pieter Swanepoel behoort aan Jesus Christus. Noem jy naam. Ek behoort aan Jesus Christus. Noem jou naam daar en ek sê Pieter Swanepoel. Ek Pieter Swanepoel is Jesus se eiendom en sê dankie vir Here vanmôre daarvoor. Amen.